Here, dankie vir die voorreg om vanoggend in U naam by mekaar te kom. Dankie Here vir U genade en vir die krag. Dankie vir U teenwoordigheid. Vader, dankie vir hierdie dag hier buite. Dankie vir die voëls wat sing, die bome wat blom, die pragt van die berge. Dankie dat U dit alles geskep het, Vader. Dankie vir die woord, die Logos, Jesus Christus, en Jesus se werk in die skepping. Kom vanoggend na U toe in die naam van die Seun, Here Jesus Christus. Here, ons eer U. Ons wil U naam loof en dankie dat ons nou U naam kon aanbid, en U naam kon groot maak. Alle mag behoort aan U, Here, in die hemel en op aarde. Dankie dat ons daaraan kan glo en kan vertrou dat U ons God is. Here, dat ons nou gehoor van almal van ons geliefdes, wat siek is, wat ongesteld is, wat operasies moet kry. Ek dink aan Marina se kinders, Vader, en sy self wat hier operasies moet gaan, en ons kom vra net so U hand van beskerming op hulle, en op haar, Vader, en ons bid dit vir U teenwoordigheid, vir U genesende hand, Vader. Vader, vir Christine, kom hou ons voor U vanoggend, ons liggaam op voor U, Vader, en ons kom bid vir genesing. Ons vra dat U haar sal krag en sterkte gee, dat U haar sal herstel, dat U se herstel sal kom bring in haar gesondheid, in haar immuunstelsel, dat U net so al sal kom genees. Ons kom hou vir Ina voor U vanoggend, Vader, en ons kom bid dat U haar sal beskerm, dat U haar sal veilig hou, dat U ook so herstel en haar gesondheid sal bring. Ons vra dit also in Jesus se naam. Dankie Here dat U ons beskermheer is, dat U ons veilige vesting is. Dankie dat ons vanoggend in U beskerming kan wees. Ons kan weet dat U arms om ons hou, dat ons in die palm van die hand is, dat ons onder U vlerke skuiling het. Here, ek kom bid vir ons gemeenskap, kom bid vir ons omgewing, Vader. Ek kom vra dat U dienende en vegtende engele, die Heilige Gees sal instuur om vernuwing te bring. En Vader, ons kyk na wat als om ons aangaan, na al die striwelinge, na al die swaar kry. Ons kom bid vir nuwe planne, Vader. Ons kom bid dat U hand daarop sal plaas, dat U verandering sal kom bring, dat die harte sal genees, dat die harte wat seer gekry het en wat skanse opgebou is, sal kom oopmaak, en dat U lig daarop sal sien. Vader, ek kom bid vir elkeen van ons, ek kom bid dat ons ligte sal skyn in hierdie wêreld. Ja, Vader, dat U ons vlammetjie sal aanblaas, dat ons lig sal laat skyn, waar dit nodig is. Dankie vir die woord, dat ons gaan stil word vanoggend by wat Johannes geskryf het, dat ons kan leer uit dit wat Johannes weet. Ek bid dit so in Jesus se naam. Amen. Voor enigiets wat ons vandag ken, voor enigiets waar ons kan dink, was Jesus reeds daar. Voor die begin van tyd is Jesus reeds. In hierdie tyd voor als is Jesus saam met God, en alles in die skepping word deur hom en vir hom geskep. In Jesus is daar lewe, en dit gee hom die vermoë om nie net te skep nie, maar ook die ewige lewe te gee. Die volgende gedeelte van Johannes, van die hoofstuk in Johannes, gaan dan oor lewe en lig. Wat is lig? Wat is donkerte? Del Tech het vertel van hoe hy sien dat sy seun die kas waarin die jasse hang by die deur oopmaak en die lig in die kas aansit. Dit wat donker was, is ewe skielik lig. Hy vra sy seun om die proses te herhaal en besef dat donkerte net 'n afwesigheid van lig is. Donkerte het geen bestaansreg nie. Dit is slegs die afwesigheid van lig
wat vir donkerte 'n reg gee. Jesus kom as lig vir die wêreld. Sou julle saamstem dat ons die lig vir die wêreld nodig het vandag? Wel, Jesus is steeds die lig. Waar is ons as die ligdraers? Onder hoeveel laag van vrees vir mense en vrees vir mislukking steek ons hierdie lig weg? Die lig oorwin die donkerte van denke, maar ook die morele donkerte. Die probleem met hierdie lig is dat dit veroorsaak dat sommige afgekeer word en dat sommige ontvang word. Hierdie lig wys op die glorie van Jesus, die genade wat Jesus aan ons gee, die genade wat ons in staat stel om ook ligdraers te wees en die genade wat ons lewens kom verlig. Een van die kwellende vrae vir die ongelowiges en die wetenskaplikes is, hoekom is daar lewe? Verder, hoe het hierdie lewe wat ons het ontstaan? Wetenskaplikers het eers gedink dat dit als begin het met 'n spontane chemiese reaksie. Darwin kom en hy bring verwarring vir baie jare met sy teorie van evolusie, dat alles begin het in 'n donker warm poel met 'n klein chemiese reaksie. 'n Eenvoudige sel wat dan vir ons deur evolusie gee wat ons vandag het. Wanneer die lig in ons lewens is, wanneer ons die lig het, besef ons hoe absurd hierdie gedagte van Darwin was. Vandag weet wetenskaplikes dat dit als met 'n komplekse sel begin het. Van die eerste sel af was hierdie kompleksiteit daar. Die skole en die skoolstelsel is egter nog in die donker en nie bereid om hierdie leerplanne te verander nie. Wetenskap kan egter nie vir ons 'n rede of die manier gee hoe hierdie interafhanklike dele van die sel bymekaar gekom het om lewe voort te bring nie. Dele van 'n sel wat nie kan oorleef sonder die ander dele in die sel nie. Hoe het dit bymekaar gekom? 'n Vissersman, 'n besigheidsman, 'n man wat die oorsprong van alles ken, kom en hy sê dit vir ons. In die woord, in die logos was daar lewe en hy is die een wat lewe aan alles gee, Christus Jesus. Lewe het nie toevallig gebeur nie en lewe het nie eenvoudig begin nie. Nee, in Jesus was daar lewe en Jesus is dan die begin van die lewe. Elke persoon is sy lewe te danke aan Jesus, of hy dit nou glo en of hy dit nie glo nie. Jesus is die oorsprong, Jesus is die bron en Jesus is die onderhouding van die lewe. Die lewe was in Jesus en dit is hy wat lewe gee. Johannes skryf op 2 plekke waar Jesus self sê, ek is die lewe. By al 2 geleenthede was dit gevalle van waar fisiese dood was. Die eerste keer was voor Lazarus se graf. Lazarus was al 4 dae in sy graf. Sy suster se woorde was, teen daardie tyd ryk hy al. Jesus antwoord vir haar in Johannes 11 vers 25. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Jesus is die een wat die oorspronklike lewe gegee het, die een wat weer lewe kan gee, maar hy is ook die een wat die ewige lewe gee. Lazarus stap lewend uit die graf uit, en weens sy getuienis, Lazarus eie getuienis, wou die Fariseërs vir hom ook doodmaak. Die koeie kalf op kruishof, nuwe lewe, lewe uit Jesus. Die granaatbome blom, nuwe lewe, lewe uit Jesus. Babas word gebore, nuwe lewe, lewe uit Jesus. Ongelukkig is daar ook 'n donker kant. Babas word in die baarmoeder vermoor. Lewe wat Jesus gegee het, wat weggeneem word. Wat doen die kerk in die wêreld vandag daaroor? Die ander keer wat Jesus sê ek is die lewe, was toe dit amper sy tyd was om aan die kruis te sterf. Hy praat van dit aan die ander kant van die dood, sy Vader se huis met die baie vertrekke, en hy sê vir sy disippels dat hy hulle saam met hom daar wil hê. Hulle verstaan nie en hulle vra, maar waar en hoe? Jesus antwoord, ek is die weg en die waarheid en die lewe.
Dit is ons hoop, lewe na die graf. Hoe lewe 'n mens as jy dink alles eindig met die dood? Waarvoor leef 'n mens as jy dink alles eindig daar? Jesus wat lewe is en lewe gee ook vir ons die ewige lewe, waar jy die ewige lewe spandeer, die plek waar jy jou ewige lewe gaan spandeer, dis in jou hande. Kom ons lees weer verse 4 tot 14 van Johannes 1. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het tot hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons het nou al hierdie gedeelte 3 keer gelees, so kom ons kyk na wat hier staan. Johannes maak 'n klomp stellings, en hy bring ook die Johannes die Doper by dit als in. Kom ons kyk eers na verse 4 en 5. Johannes se fokus hier is op lig en lewe. Die lig wat in Jesus is, word 'n lig vir ons. Hy beskryf dit ook uit 'n ander hoek, en dit sien ons in 1 Johannes 1 vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. Lewe en lig is ook die fokus van die skepping in Genesis. Die 2 woorde vorm ook die kern van die fokus in die nuwe skepping. Hier het die woorde in die gedeelte 'n dubbele betekenis. Dit vang die beweging van die lig en die lewe in die vleeslike lig na lig en lewe in die geestelike in Christus vas. Die woord Jesus het die gaping tussen die vleeslike en die geestelike vir ons kom toemaak. Lewe is opgesluit in die woord, opgesluit in Christus. God se geskenk aan 'n wêreld vol sonde is die lig wat Christus bring. Die geestelike lewe is nou aan almal beskikbaar, en die lewe word die lig van die mensdom. As ons na Johannes se skrywes gaan kyk, fokus hy deur dit alles op lig en lewe. Die woord lewe kom 36 keer in Johannes voor, en ook 17 keer in Openbaring. Dit is omtrent die helfte van die kere wat die woord in die Nuwe Testament gebruik word. So die helfte van die kere wat jy lewe kry in die Nuwe Testament, kom dit voor in skrywes van Johannes. Die aardse lewe van die Ou Testament word omvorm in 'n geestelike lewe van die nuwe skepping in die Nuwe Testament. Wanneer ons kyk na lig, kom dit 23 keer voor in Johannes. Die tema van lig teenoor donkerte is 'n sterk tema wat deur die hele evangelie gaan. Nou in verse 4, 7 en 9 kry ons dan wat hulle noem die universele verlossingswerk van God. In vers 4 laat God sy verlossingslig skyn op almal. In vers 7 kan almal die verlossingslig aanvaar en kan dit glo. In vers 9 word elkeen deur die lig van sonde oortuig. God se lig, Jesus se lig, skyn op almal en lig as ware ons sondes uit. Dit bring almal voor 'n keuse. Petrus stel dit so, 2 Petrus 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy wil hê dat niemand
verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. In vers 5 kry ons dan hierdie tweestryd, en dit is tussen lig en donkerte. Of lig en duisternis. Die lig van God skyn in die duisternis. Ons kyk weer terug na Genesis 1 vers 2 en 3. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Die donkerte wat Johannes hier beskryf, is die donkerte van sonde. Kom ons kyk gou na 3 ander verse, waar hy dit ook beskryf. Johannes 3 vers 19. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. In Johannes 8 vers 12 skryf hy, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Johannes 12 vers 35. Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig, terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Vers 5 in die vertaling wat ons nou gelees het, sê, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar is 'n bietjie van 'n verskil in die vertalings hierso. Die woord wat Johannes gebruik, kan op 2 maniere vertaal word. Die een kan wees om te verstaan, en die ander een kan wees om te oorwin. Die fokus hier is op die konflik tussen lig en donkerte. Die donkerte kan nie verhoed dat die lig wat van die sonde oortuig op elkeen se lewe skyn nie. Deur die evangelie kan ons sien hoe die lig van Christus die donkerte van die sonde konfronteer en die sondaar voor 'n keuse stel. So ons het hierdie lig van die evangelie. Dit skyn op elkeen en dit stel die sondaar voor 'n keuse. Die sondaar se keuse is om die lig te aanvaar of om hierdie lig te verwerp. Maar die donkerte kan nie verhoed dat hierdie lig skyn nie. Ek het julle vertel van Del Tackett se openbaring oor die lig. David Pawson gaan saam met 'n man, 'n steenkoolwerker in 'n steenkoolmyn in. 450 meter diep in hierdie steenkoolmyn in. Nou, steenkool is swart en alles in hierdie myn is swart. Hierdie mynwerker maak sy lig dood en dit is pikdonker. Jy kan nie jou hand voor jou oë sien in die donker. Hierdie werker het net 'n lampie by hom. Die oomblik toe hy dit weer aansit, kon al hierdie donkerte niks doen aan die lig nie. Die liggie skyn in die donkerte en die donkerte kan niks daaraan doen nie. Ons is so versigtig om in plekke in te gaan waar dit donker is, wat sondig is. Ons vermy soveel plekke en loop soveel draaie om dit. Wie moet die lig daar laat skyn? Wie moet die skakelaar daar aansit, sodat die lig daar kan skyn, as ons wat die lig het, dit nie daar laat skyn nie. Wilma het ons vertel van waar sy getuig het, een aand. Ons moet die lig vat na die donkerte toe. Hier waar ons by mekaar is, skyn die lig helder, maar daar is plekke waar die lig nog kort. Ons het ook verskillende tipes donkerte, en elkeen van ons het 'n roeping om daartoe te tree. Ons kry verstandelike donkerte en donkerte van denke. Daar is slim mense wat dink hulle kan sien. Dink hulle weet met wetenskap en hulle verstand hoe dinge werk. Die slimste mense sukkel dikwels om die bestaan van God te erken en te herken. Ons het wetenskaplike ontdekkings en bygelowe. Ons het nog steeds mense wat kyk na wat hulle sterre vir hulle sê die dag of die week. Hierdie mense sukkel om die werklikheid van God en die fiksie waarin hulle leef te onderskei. En die lig van God moet in hulle midde ingedra word. Dit moet ingedra word deur iemand wat die lig het en ook hulle taal praat.
Met taal bedoel ek iemand wat hulle kennisveld verstaan. Aan die ander kant het ons morele donkerte. Ek kyk na die onderwerp van evolusie, maar ek dink nie ons as mensdom het verbeter oor die laaste 100 of 200 jaar nie. Ons het wel verbeter in morele duisternis, maar nie in morele lig nie. Dit is op hierdie gebiede wat Jesus sy lig laat kom skyn het. En dit is hierdie gebiede waar ons ook ons lig moet indra. In vers 6 tot 8 kom Johannes uit by sy naamgenoot, by die een wat ons ken as Johannes die Doper. Hierdie Johannes is geskep en aarde toe gestuur met 'n spesifieke doel. Die doel om te kom getuig. Vir baie jare het Israel nie 'n profeet gehad nie. En nou was daar weer 'n profeet in Israel. Een wat volgens Jesus die grootste profeet van almal was. Matteus 11 vers 9 tot 11. Maar wat het julle dan uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek verseker julle, nog meer as 'n profeet. Dit is hy van wie daar geskrywe staan: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Ek verseker julle, onder die mense op aarde is niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie. En tog is die geringste in die koninkryk van die hemel groter as hy. Johannes die Doper word aarde toe gestuur om die pad voor te berei vir die koms van die woord en die lig. En om te getuig oor wie ons vandag ken as Christus Jesus. Johannes die Doper is dan die een wat getuig van die werklikheid van Jesus. Johannes word deur God gestuur om te getuig oor die lig, oor Jesus as die woord van God. Wat is die doel van sy getuienis? Sodat deur hom almal tot geloof kan kom. Elke persoon sal nie gered word nie. Ons moet dit deeglik besef. Maar elke persoon sal deur die lig van Jesus gekonfronteer word en sal voor die keuse staan om vir Jesus te kies of om teen Jesus te kies. Ons lees in Johannes van 2 wat Johannes die Doper se getuies was. Hulle het vir Johannes gevolg en hulle was sy disippels. Hulle luister na Johannes se getuienis. Hulle draai om. Hulle stap van Johannes af weg en hulle begin om vir Jesus te volg. Hulle raak Jesus se disippels. Die skrywer maak ook seker dat sy lesers besef dat Johannes die Doper nie die lig is nie. Dat hy self ook kom sê dat hy nie die lig is nie, maar dat hy net gekom het om van hierdie lig te getuig. Die hele doel met die inleiding is om die leser te laat kennis maak met die woord, Jesus, die een wat die ware lig vir die wêreld is. Johannes is geskryf vir 'n tyd soos vandag. Moslems, mormone, die Jehova getuies en van ons mega kerke, en kom ons sit maar die Romeinse kerk hierin, ontneem Jesus van sy goddelikheid. Johannes kom en hy kom plaas Jesus op sy plek. Die God wat van voorals af daar was, die God wat geskep het, waar sonder niks geskep is nie, en waarvoor alles geskep is. Die God wat as mens aarde toe gekom het, en vir ons sondes kom sterf het. Hy plaas egter ook vir Johannes die Doper op sy plek. Hy was 'n profeet, die een wat die pad voorberei het, die woord kom voorberei het, en hy was die lig. Johannes was nie die lig nie, maar hy het die belangrike werk gehad om te wys na die lig, om te wys na Jesus. Duisternis is volop in die wêreld. Morele duisternis is losgemaak en saai amok. Die ding is, duisternis het nie krag nie, het nie mag nie. Krag en mag is iets wat ons daaraan gee. Duisternis wag vir die lig om aangeskakel te word. En weet dan, hy moet wyk. Duisternis wag vir die lig om in te kom. En dan kan dit nie meer daar wees nie. Iemand moet hierdie lig aansit. Iemand moet hierdie lig in 'n vertrek indra. Die Ou Testament vra God dikwels, wie sal bid? Wie sal leiding gee? Vandag vra God,
Wie sal my lig in hierdie duisternis indra? Wie sal vir die duisternis my lig wys? Dis eers wanneer ons vrees vir die duisternis oorwin, wat ons God se lig hier kan indra. Matteus skryf die woorde van Jesus neer. Matteus 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Gaan wees lig die week. 'n Lig tussen ander ligte maak nie 'n groot verskil nie. 'n Lig se werk is in die donkerte, om donkerte te verdryf. Wees lig vir die wêreld. Amen.